Goeiedag almal, ons het die afgelope week gepraat daarvan uit Johannes 10 vers 10, die dief het gekom, maar ek het gekom, het die Here Jesus gesê. Ons het gesels daaruit waaksaam en gereed, wees altyd waaksaam en gereed. En dan, nou vandag, besluite. Iets wat ons elke dag, nie net eenmaal nie, maar 'n paar keer per dag moet neem. En die besluite wat jy neem openbaar in 'n groot mate wat die belangrikste is in jou lewe. Maar kom ons kyk na 'n baie belangrike skrifgedeelte in die Bybel rakende besluite. Die verhaal het begin daar in Genesis 13 vers 1 tot 5. So het Abraham dan uit Egipte na die suidland opgetrek, hy met sy vrou en al sy besittings, en Lot was saam met hom. En Abraham was baie ryk aan vee, aan silwer en aan goud. En hy het van plek tot plek uit die suidland getrek tot tussen Bethel en Ai. En Abraham het daar die naam van die Here aangeroep. En Lot, wat saam met Abraham getrek het, het ook kleinvee, beeste en tente gehad. En dit is waar die probleem tussen Abraham en Lot ontstaan het. Daar het twis tussen die veewagters van Abraham en die veewagters van Lot begin. En as gevolg van hierdie gevegte wat uitgebreek het, moes Abraham en Lot belangrike besluite neem. Vers 8 en 9. Toe sê Abraham vir Lot: laat daar tog geen twis wees tussen my en jou, en tussen my wagters en jou wagters nie. Ons is mos broers. Lê die hele land nie voor jou oop nie? Skry jou tog van my af. Gaan jy links, dan sal ek regs gaan. Gaan jy regs, dan sal ek links gaan. Nou Abraham gun Lot die eerste keuse. Waarheen wil jy trek, Lot? En Lot het 'n keuse gemaak wat tot groot verwoesting vir sy gesin gelei het. Lot se keuse was gebaseer slegs op grond van ekonomiese voorspoed. Dit wat vir hom die grootste aardse opbrengs sou lewer, sonder inagneming van die geestelike en morele gevolge daarvan. Genesis 13 vers 12. Abraham het bly woon in die land Kanaan, en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan. Ten spyte van die morele verdorwenheid van Sodom, het Lot probeer om in te pas en om aanvaar te word. Hy het sy getuienis van die waarheid so verkleineer, dat toe die waarskuwing van oordeel gekom het, selfs diegene naaste aan hom, sy kinders, het geweier om hom ernstig op te neem. En elke besluit wat ons neem, veral met betrekking tot jou werk, jou besigheid, jou finansies, jou gesin of jou toekoms, moet gebaseer wees op die planne wat die Here vir jou het, eerder as wat jy dink die beste aardse opbrengs vir jou sal oplewer. Die Here God het jou lief en hy wil die beste vir jou hê. En as jy hierdie waarheid omhels, sal jy dit nie moeilik vind om jou rug op Sodom te draai nie. Al jou keuses moet gebaseer wees op die beloftes van die Here aan jou. En as jy hierdie beloftes omhels en jou lewe in die skadu daarvan leef, dan sê die Here vir jou in Jeremia 29 vers 12 tot 14. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na jou luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en ek sal julle lot verander. Dit is so belangrik om die regte besluite te neem. En ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, bly kalm en kies wys. Want watter keuse jy ook al maak, maak jou. Dankie daarvoor, Here, dat ons u wysheid kan kry om die regte keuses te maak in hierdie lewe. Amen.